Welkom, vandag duik ons in die verrassende verhaal van die stent. Dis 'n piepklein toestelletjie, maar die impak daarvan absoluut reusagtig. Dit red letterlik elke dag lewens. Dink 'n bietjie daaroor. Ons are is soos die besige snelweë van ons liggaam. So wat gebeur as daar 'n permanente, onwrikbare verkeersknop is? Dit klink eenvoudig, né? Maar hierdie einste probleem het dokters vir dekades lank kopkrap gegee. So, die eerste groot deurbraak, of so het almal gedink, was 'n tegniek genaamd ballonangioplastie. Op daardie stadium was dit absoluut revolusionêr. En dit het regtig vinnig gewild geraak. In die 60s het Dr. Charles Dotter die idee van vaatverwyding bekendgestel en teen die 80 was ballonneangiplastie die standaard. Die idee was om net 'n klein ballonnetjie in die aar op te blaas en die pad oop te forceer. Klink goed, maar ja, daar was 'n maar. En dit was 'n groot een. Die probleem was dat hierdie oplossing glad nie altyd permanent was nie. Kyk na hierdie syfers. In sommige are, soos die femoropopleteale are in die bene, was die mislukingskoers tot 50%. Dit beteken in die helfte van die gevalle het die are maar net weer vernou. Dis nie goeie nuus nie. So wat het skeef geloop? Wel, twee dinge. Eerstens iets wat elastiese terugslag genoem word. Die are is soos 'n rek, jy rek hom oop en hy spring net weer terug. En tweedens restenose, waar die aar oor tyd stadig maar seker weer toegroei. Dit was duidelik, om net die probleem weg te stoot was nie die antwoord nie. Hierdie terugslag het gelei tot 'n briljante, amper eenvoudige nuwe idee, 'n regte aha-oomblik. Wat as ons nie net die aar oopstoot nie, maar dit van binne af stit? Wat as ons 'n soort steierwerk binne in die aar kon bou? En dit is presies wat 'n stent is. Dis 'n klein, uitbreibare gaasspysie. Jy plaas dit binne in die geblokkeerde bloedvat en dit tree op soos daardie interne steierwerk. Dit hou die snelweg oop en verseker dat die verkeer, oftewel jou bloed, weer kan vloei. Geniaal, né? Maar soos met enige goeie gereedskapskis is daar nie net een tipe steier nie. Dokters het gou besef hulle het verskillende soorte vir verskillende take nodig en dit het basies op twee hooftipes neergekom: ballonuitbreibaar en selfuitbreidend, elkeen met sy eie unieke stel voor- en nadele. So hoe werk hulle? Wel, die ballonuitbreidende een is soos om 'n skip in 'n bottel te bou. Jy kry dit presies waar jy dit wil hê en dan blaas jy 'n ballon op om dit oop te rek. Dis ongelooflik presies. Die selfuitbreidende een, aan die ander kant, is meer soos 'n opslaantent. Jy druk dit deur 'n klein buisie en sodra dit op die regte plek is, los jy dit en poef, dit spring oop na sy oorspronklike vorm. Sien, heeltemal verskillende maniere om dieselfde doel te bereik. Goed, so op hierdie punt het dokter seker gedink, ons het dit. Probleem opgelos. Hulle het 'n steierwerk om die aar oop te hou. Maar die menslike liggaam is 'n komplekse ding en dit het 'n verrassing van sy eie gehad. 'n Regte paradoks. En hier is die groot wending in die verhaal. Die stent, hierdie wonderlike toestel wat ontwerp is om die are oop te hou, het self die oorsaak geword van 'n nuwe tipe blokkade. Die oplossing het ironies genoeg 'n nuwe probleem geskep. So, wat op aarde het gebeur? Wel, die liggaam het die stent gesien as 'n vreemde voorwerp. Dink daaraan soos 'n splinter. En wat doen jou liggaam met 'n splinter? Dit probeer dit toemaak, dit isoleer. Dit het lae en lae spierselle oor die stent begin groei en sodoende 'n soort interne littekenleefsel gevorm. Hierdie proses, new-intimale hyperplasie, was die nuwe vyand. Dit gebeur min of meer so. Eers, die stent se plasing beseer die vaatwand, al is dit net 'n bietjie. Dit veroorsaak 'n inflammatoriese reaksie. Die liggaam se nooddiens storm soontoe. Dit veroorsaak dan dat selle begin groei en vermeerder om die besering te genees. En die eindresultaat, daardie nuwe weefsel groei vernou die aar weer. Hulle noem dit instant restenose. Al daardie harde werk ongedaan gemaak deur die liggaam se eie genesingsproses. So, terug na die tekenbord. Hierdie nuwe uitdaging het beteken ingenieurs en dokters moes nog slimmer word. Hulle het besef hulle het nie net twee soorte stents nodig nie, maar 'n hele gesofistikeerde gereedskapskis, 'n spesifieke stent vir elke unieke probleem. Dit het selfs so ver gegaan as die ontwerp van die gaas self. 'n Geslote selontwerp wat 'n bietjie soos maleenkolder lyk, gee baie goeie dekking en ondersteuning, maar is nie baie buigsaam nie. Aan die ander kant, 'n oop selontwerp, amper soos 'n draadheining, is baie meer buigsaam maar bied minder dekking. So daar's altyd 'n kompromie. Sterkte teenoor buigsaamheid. Kom ons kyk na 'n praktiese voorbeeld. Sê nou jy moet 'n stent in 'n aar naby 'n kniegewrig plaas. Daardie aar buig, rek en word saamgedruk elke keer as jy loop. Watse soort stent gaan jy daar gebruik?
Presies. Jy het daardie opslaantent tipe nodig. 'n Buigsame, selfuitbreidende stent wat gemaak is van 'n spesiale metaal genaamd nitinol. Dit kan platgedruk word en spring dan net weer terug in sy oorspronklike vorm. Ideaal vir die besige paaie in jou liggaam. Goed, maar wat van 'n ander scenario? Gestel jy moet 'n stent plaas presies by die begin van 'n kritiese aar wat na jou niere of brein gaan. Hier maak elke millimeter saak. Jy kan nie bekostig dat hy stent selfs 'n fraksie van 'n millimeter gly nie. In daardie geval gryp jy na jou skip in 'n bottelstent, die ballonuitbreibare een. Jy kan dit met haarfyn presisie plaas en omdat jy dit in posisie opplaas, is daar geen kans dat dit sal beweeg of gly nie. Die regte gereedskap vir die regte werk. So jy sien, hierdie hele storie is 'n konstante siklus van 'n probleem, 'n oplossing en dan 'n nuwe probleem. En hierdie siklus dryf innovasie vorentoe en dit bring ons by die heel nuutste ontwikkelings en die toekoms van stents. Die volgende groot idee was geneesmiddelvrystellende stents. Hulle is bedek met medikasie wat daardie oormatige selgroei keer. Briljant. Maar daardie selfde medikasie kan ook die normale genesingsproses vertraag, wat die risiko van bloedklonte later kan verhoog. Toe kom bioabsorbeerbare stents, wat oplos na 'n rukkie, nog 'n wonderlike idee, maar die eerste weergawe was net nie sterk genoeg nie en is van die mark onttrek. Weereens, een tree vorentoe, halwe tree terug. So dit alles lei ons tot 'n duidelike gevolgtrekking oor wat die uiteindelike doel is. Die heilige graal as jy wil. Dit is om die bloedvat te behandel, dit tyd te gee om te genees en dan moet die stent net verdwyn. Heeltemal en niks agterlaat nie. En dit is waar ons nou is, op die horison van tegnologie soos bioabsorbeerbare materiale en selfs geenterapie. Dit laat 'n mens wonder, né? Na hierdie hele ongelooflike reis van ingenieursvernuf sal die heel beste, die uiteindelike stent, dalk een wees wat glad nie eers daar is nie?